In hierdie eerste video vir graad 10 waarskynlikheid gaan ons kyk na die terme wat jy moet ken en hoe om die waarskynlikheid van 'n gebeurtenis te bepaal. Die waarskynlikheid is die kans dat iets op 'n spesifieke manier sal plaasvind. Daardie iets word die steekproefruimte genoem en die steekproefruimte bestaan uit al die verskillende moontlike uitkomste of maniere. Daardie spesifieke manier waarin jy belangstel, word die gebeurtenis genoem. Die waarskynlikheid kan gegee word as 'n persentasie, byvoorbeeld die kans dat dit môre sal reën is 40%, of dit kan gegee word as 'n gewone breek of 'n desimale breek, en hierdie breek sal dan altyd tussen 0 en 1 wees. So ons voorbeeld van 40% kans vir reën kan gegee word as 40 op 100, of vereenvoudig 2 uit 5, en as 'n desimale breek 0,4. Om die waarskynlikheid vir 'n spesifieke gebeurtenis te bepaal, vat ons die aantal uitkomste vir daardie gebeurtenis en ons deel dit deur die totale aantal uitkomste vir die steekproefruimte. Kom ons kyk na 'n paar voorbeelde. Voorbeeld 1. In 'n sak is 3 blou, 5 rooi en 4 groen lekkers. Jy haal willekeurig 1 lekker uit die sak. Vraag A. Bepaal die waarskynlikheid om 'n groen lekker uit die sak te haal. Vir waarskynlikheid gebruik ons die simbool P van die Engelse probability en ons gaan die waarskynlikheid bepaal om 'n groen lekker uit die sak te haal. So in ons breek het ons aan die bokant die aantal uitkomste vir hierdie gebeurtenis van 'n groen lekker uithaal. En daar is 4 moontlike lekkers om dan uit te haal. Die totale aantal uitkomste is al die verskillende lekkers wat uitgehaal kan word, en dit is dus die 3 blou plus die 5 rooi en die 4 groen, en daarom is daar 12. Vereenvoudig is hierdie waarskynlikheid 1 uit 3. Vraag B. Bepaal die waarskynlikheid om 'n blou of groen lekker uit te haal. So vir hierdie waarskynlikheid van blou of groen is daar nou meer opsies om die gebeurtenis waar te maak. Jy kan enige een van die 3 blou of 4 groen lekkers uithaal en daar is dus 7 uitkomste uit die 12. Voorbeeld 2. Daar is 52 kaarte in 'n standaard pak. Een kaart word willekeurig getrek en dan weer teruggeplaas. Vraag A. Bepaal die waarskynlikheid om 'n 4 of 'n hartekaart te trek. Onthou dat elke pak kaarte uit 4 tipe kaarte bestaan. Elke tipe het 13 kaarte in. Om dan 'n 4 te trek, kan dit 'n 4 van harte, 'n 4 van klawers, 'n 4 van diamante of 'n 4 van skoppens wees. So daar is 4 verskillende kaarte met 4 op. Die vraag sê egter, dit kan 'n 4 of 'n hartekaart wees. En ons weet ook dan nou dat daar 13 verskillende hartkaarte is. Onthou net dat een van daardie 13 reeds hier ingesluit is as die 4 van harte. Dus is daar nog 12 ander hartkaarte wat jy kan uithaal. In totaal, vir die waarskynlikheid om 'n 4 of 'n hartkaart te kry, is daar dus die 12 moontlikhede van harte en die 4 verskillende kaarte met 'n 4 op, en dit gee vir ons 16 kaarte uit die pak van 52. En die vereenvoudigde waarskynlikheid is dan 4 uit 13. Vraag B. Gestel die pak word geskommel nadat die kaart teruggesit is, en dan word die proses 800 keer herhaal. Voorspel hoeveel keer jy kan verwag om 'n diamant te trek. Ons weet die waarskynlikheid om 'n diamant te trek is 13 uit die 52 kaarte. Dus is die kans dat jy 'n diamant uit 'n pak kaarte gaan haal wanneer jy 'n kaart trek elke keer 'n kwart. As jy die proses van 'n kaart uithaal en terugsit 800 keer herhaal, sal 'n kwart van daardie 800 keer moontlik vir jou 'n diamant gee. Dus sal ek voorspel dat 200 uit die 800 kaarte wat jy uithaal 'n diamant gaan wees. In die volgende video
gaan ons bou op die basiese kennis wat jy nou het oor waarskynlikheid. As jy voel dat jy nog meer van die basiese kennis nodig het, kan jy gerus die graad 9 video's oor waarskynlikheid gaan kyk.